Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Jan-Louis Lee. Goeiemôre aan almal en goeiemôre ook aan my mede-aanbieders vanoggend. Dit is ons perspektief episode, ons maandelikse perspektief episode wat ons elke einde van die maand doen. En dis September in perspektief en ja, wat 'n September was dit nie, né? Ons kon oor soveel baie dinge vanoggend gesels, maar ons het nou basies 2 gekies wat ons dink 'n groot rol gespeel het in September. En wat ook maar hier in Suid-Afrika 'n groot impak gehad het. Net vir ons luisteraars voor ek verder gaan, perspektief is bedoel juis om wêreldgebeure plaaslik en internasionaal in die lig van die skrif te beskou. En wat sê die Here uit sy woord daaroor, hoe kan ons as Christen daaroor dink en hoe kan ons saamleef met ons samelewing? Goeiemôre aan julle, laat ons dan net eers groet voor ons begin. Môre, gaan goed? Hallo. Ja, so daar sê ek bly om te sien ons is almal nog hier en 24 het gekom en gegaan, maar dis tong in die kies. So ons is besig dan nou eerste tema daar op die skerm is Dani Botha se wegraping. Nou daar is kan ek sê 'n stukkie ironie in die tema wat jy moet raak lees. En dis waaroor ons gaan gesels vanoggend, Dani Botha se wegraping, dit wat hy met soveel oortuiging en sekerheid die afgelope maand of wat gepropageer het, absolute sekerheid, mense opgejaag het daaroor. En ek dink net voor ek verder gaan wil ek net sê die toon waarmee ons dit wil doen is, alhoewel ek glo baie van ons al baie teleurgesteld was en selfs mag vorm van heilige woede beleef het dat die Here se naam so kon eer gewees het, deur aan so 'n profesie te gekoppel geword het wat sy naam baie kon hartseer maak en seermaak en verneder in die wêreld, wil ons nog steeds die liefde in waarheid praat. En dit is wat ons wil doen. En ons gebed is dat die Gees ons daarmee sal lei, want hierdie is warm onderwerpe wat ek dink naby in elke gereformeerde se hart lê, wanneer die skrif van die Here onteer word en sy naam sleg gemaak word buitekant. So julle, kom ons spring weg met Dani Botha se wegraping. Kom ons kleer so 'n bietjie die onderwerp eers in vir die eerste stap. Wat het ons gehoor? Wat het Dani gesê? Wat was sy beweegrede? Wat was sy uitlatings en wat het hy gesê gaan gebeur? En dan vat ons dit van daar verder. Ek kan miskien net begin deur te sê dat ek nie regtig in baie besonderhede aandag gegee het aan Dani se uitsprake oor die wegraping en dat ek nie eintlik regtig eers geweet het wie hy is nie. Ek net geweet hy het 'n liedjie geskryf, wenners of iets in die lyn, maar dit het ek nou eers uitgevind, so miskien is ek nog al die tyd eintlik die een wat onder 'n klip gebore is, of hoe sê mense. Maar in 'n geval, ek het nie veel aandag daaraan gegee nie. Ek het wel kortliks onderhoud van hom raak gesien op YouTube, dink ek, waar hy net voor die sogenaamde datum van die wegraping ook gesê het, jy weet, dat dit vir hom baie duidelik is dat die Heilige Gees hierdie ding gaan doen en dat dit aan hom geopenbaar is. En die kenmerkende taal wat 'n mens baie keer hoor, en ek wil graag net nou ook ietsie daaroor sê, die taal van ek het 'n woord van die Here ontvang, daai tipe van dinge, soos 'n baie persoonlike, direkte kommunikasie met die Here wat hy beleef het volgens hom. En dit is maar hoe ver my insette en insig oor Dani strek. Vir die res weet ek nie veel meer nie. Ek het nou maar meer daaroor te hore gekom na die datum van die wegraping. So. Ja, ek dink wat ons in gedagte moet hou ook, en ek sien seker of so veel mense daarvan bewus is nie, dat in Suid-Afrika was hy 'n groot voorstander wat nou gepraat het van hierdie dag en datum is die wegraping, maar daar is lyk my 'n hele paar ander mense die wêreld oor wat in dieselfde rigting gepraat het en dieselfde datums. Nou die skrikwekkende van wat hy gesê het is sy oortuiging ook. Die Here het aan myself verskyn, het hy gesê. En die Here Jesus het vir myself gesê, en ek sê vir julle in die naam van die Here, die wegraping gaan nou plaasvind. En agter sy leer oor die wegraping, en ek weet daar's
daar's verskille onder ouens wat voorstanders van die wegraping is. Agter sy leer sit die gedagte, voor die groot verdrukking kom die Here sy kinders wegvat. So voor dinge baie moeilik gaan die Here se kinders nie meer hier wees nie. So daar sit amper iets in van die Here gebruik nie erge lyding in ons lewens nie. Voor dinge te erg raak, gaan hy ons wegvat. En dis natuurlik 'n boodskap wat baie mense van nou, dit's lekker om te hoor, maar die Here wil net hê dit moet goed gaan met my. Ja, dit is ongelukkig die ding het maar begin in Suid-Afrika by die pastoor. Ek dink is pastoor Joshua. En hy en Dani het in die verloop van hierdie proses, ek dink dit was Junie, Julie, wat hierdie pastoor die profesie gekry het en Dani het toe nou betrokke geraak daarbey, hulle het groot vriende geword daarvan en wat ek verstaan is daar was ook groot konsternasie met die livestream wat baie mense op ingeskakel het om net te wag vir die wegraping want die pastoor het toe laat opgedaag en toe is hulle nou nie seker oor wat gaan gebeur nie. Wat is hy dalk weggeraap. Maar die probleem is net, ek dink mense moet dit ook baie breër sien. Ek dink in ons leeftyd, ek het gister nou gehoor by iemand dat in 92 was daar ook so 'n ding nie, maar ek dink in toe ons nog besig was om te studeer 2011, ek dink dit was 11 Mei 2011 was daar ook so 2012. Ja, 21 Desember 2012 sou daar weer ene gewees het. Ja, en wat telkens hier gebeur het, is die mense so oortuig daarvan. Ek bedoel dit is weer Hosea, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis, maar ons mense wat so opgeslurp word in jy gaan ek my eie reël oortree, in die hype, in die absolute oortuiging van iemand soos daar in die Botha, wat baie charismaties in die sin van die kerk nie, maar so baie, hy kan nog die woord doen, en dan verkoop hulle besittings. Ek het gehoor van mense wat hulle diere gaan uitset het, ek het gehoor van mense wat in soveel skuld is, en dan wil jy wel die van ons wat nog so 'n bietjie hare het, jou hand in jou hare druk, en sê, maar het die Here nie soveel keer dit in die skrif gesê, nie eers die seun weet wat die tyd van die wederkoms gaan wees nie. En dan trek jy dit verder na wat die valse profeseë in Thessalonika, die groot chaos wat daar veroorsaak is, en hoe die Here vir ons letterlik 'n boek in die Bybel gegee het, as ons niks anders elders gesê het nie, maar spesifiek Thessalonisense. Sê maar dit is nie hoe dit werk nie. Dit is gewoon nie hoe dit gaan gebeur nie. So jy weet ek aan die een kant verwonder jy jouself oor hoe mense opgeslurp kan raak daar, en aan die ander kant is dit so van weet miskien is dit juis omdat daar nie liefde vir die woord, die geskrewe woord van God is wat alles vir ons gegee het wat ons nodig het om te weet nie. Ja, daar's vir my so baie om agter die hele saak te sê. Ek dink Dani Botha as die oortjies van die seekoei van hierdie hele fenomeen wat hulle reg al uitgepak het wat wyd begin het. Ek meen die hele ding het eintlik ontplof daar in die vroeë 1800 tot 1880s iewers met ouens soos Darby en John Nelson Darby dink ek is sy naam, John Nelson Darby. En wat my baie interessant is dat meeste van die groepe wat ons vandag sien, selfs ouens soos die Jobe-getuies ensovoorts, het daar ontplof. En die middelpunt van hierdie ding was, en as jy luister na Dani, dan hoor jy dit by hom ook, die middelpunt van hierdie tornado, as jy het so wil sê, was 'n groot onvergenoegdheid met die kerk se toestand in daai tyd, as ook met die wêreld se toestand. Die wêreld lyk sogenaamd baie sleg, en die kerk is net nie reg nie, en doen nie sy ding nie, is maar wat ons maar ook baie hoor in ons tyd, en toe het hierdie ouens gekom en gesê, maar die Here moet nou kom, en ons kom wegvat. Want dit kan net nie so aangaan nie. En as jy luister na Dani, hy het dit almekaar gesê, en ek het geluister ook na sy sogenaamde belydenis, ons kan 'n bietjie later praat ook daaroor, wat hy nou jammer is, het hy gesê, hy is so hartseer, en hy het so hard gebid, dat die Here hom en sy boeties en sy sissies moet kom wegvat. So dit het baie sterk geleef by hom ook, die wêreld is so verrot en stikkend, en dit moet weg, dinge moet regkom, en die enigste manier hoe dinge korttermyn onmiddellik reggemaak kan word, is dat die Here met die wegraping kom en dan mense wegvat. En dit was die ontwikkeling van hierdie bekende wegraping teorie wat dan nou deur Schofield met sy Schofield Study Bible bekend gemaak is. En so het dit 'n fenomeen geword. En ek dink wat ook vir my uitstaan binne, en dit is jy na Daniël luister, as jy kyk na sy potgoeie met 'n vlaggie van Israel daar agterop,
Israel speel 'n geweldige rol in hierdie hele storie. Dit is asof daar 'n obsessie, en ons moet tog vir mekaar sê, en ons sien dit by baie mense, daar's 'n ongesonde obsessie met Israel. Rondom eindtye, selfs kerk, wie is die kerk? Wat is die kerk? Dis as 'n ongesonde obsessie met Israel, en dit spruit suiwer uit 'n swak en wanbegrip van wat is die kerk? Wat het die Here kom doen toe die kerk kom vestig het? So asof Israel nie vandag bestaan nie. Israel bestaan nie. Israel is so lewendig so die kerk is, want kerk is Israel. En nou vir 'n oomblik, is dit 75 of 70 AD, weet ek die datum, het die Here vir ons 'n duidelike teken kom gee, toe hy Israel se fisiese bestaan in daai tyd op 'n manier tot 'n einde gebring het, en die tempel verwoes het, en alles tot 'n einde gebring het, en die kerk was die ware Israel wat gemetamorfoos het uit die Ou Testament. En so, met al hierdie dinge van Dani en van baie ouens soortgelyk soos hy figureer baie sterk rondom Israel, wanbegrip van Israel, swak begrip van wie die kerk is en wie ons is en wat die Here se plan van verlossing nou vorentoe is. En dan ook 'n ding met baie swak eskatologie, skus. Ja. En 'n ding wat vir my ook agter dit als dan nou sit is, en dit is bietjie meer tuisbodem gerig, is 'n fenomeen wat vir my 'n paar jare terug ontstaan het, en ek persoonlik sien, en ek het nie bewys daarvoor soos in my eie ervaring of sig daarop nie, is dat die hele Mighty Men Movement, wat begin het 20 of meer jaar terug, baie van die dinge wat ons in Dani se uitsprake sien, hoe hy die Here verstaan, hoe hy die Here sien, kom vir my daaruit. Ons het baie in Angus Buchan se lewe gehoor, 'n wolkie het 'n betekenis, 'n stormwindjie het 'n betekenis, jy weet, daai tipe natuurbewustheidsteologie, waar die wêreld rondom my bevat profetiese boodskap. Dani het dit self gesê, Dani het vertel hoe hy in 'n rugby telling, of terwyl hy die rugby gekyk het, die getal gesien het wat vir hom op die datum gewys het. Ek dink ek wil nou nie om verkeerd aanhaal nie, want ek ken nie al, ek het baie van sy goed gekyk, maar ek dink ek iewers ook iets gepraat van hoe hy ja, ek dink dit was die rugby ding, maar dan ook hoe hy kodes gekodeer het uit die Bybel uit. En daar's 'n Net sodat ons feite reg het. Die datum het van 'n ander pastoor af gekom, die bevestiging was maar net die rugby telling. So dis nie Dani wat die datum openbaar het nie, dis die ander ou, net sodat ons feite reg het. Ja, hy het dit so gesê, maar ek het baie na sy video's gekyk. Hy het pertinent ook gesê die Here het vir my gewys 23 en 4. So al het dit van die ander af gekom. Hy het so in sy video's gesê. Ja, hy het so in sy video's gesê die Here het vir my gewys 23 en 24. En hy het natuurlik dit gekoppel aan daai. En ek luister nou in sy sogenaamde berou boodskap, sê hy die Here, hy het nog nooit so gesê, hy het net gesê die Here het vir hom gesê die verdrukking kom. Dit is totaal onwaar. Ek het geluister na hom, en baie mense het hom aangevra en gesê nee Dani, dis nie die waarheid nie, jy het gesê die Here sê 23. So, maar agter dit alles dan sal ook hierdie hele idee van, en ons hoef nie baie diep uit te pak daar, en ek wil dit net noem, en ek wil hê mense moet bewus wees daarvan, en dit is 'n redelike bewustheid in hierdie beweging, is hierdie sogenaamde rabbyns-kabbalistiese eksegese. En wat dit beteken is dat ons het al in die verlede toe ons oor eksegese gepraat het ons gepraat oor, daar is nie 'n mistieke boodskap agter die teks nie. Die teks kom na ons soos hy daar staan, en die Here openbaar hom vir ons in die letterlike grammatikale vorm van hoe hy na ons kom. Natuurlik ook die genre van die teks. En daar is tekste wat soos Openbaring is wat simbolies is, en so ons moet reg met die teks omgaan. Maar Dani het verduidelik in een van sy video's, hy het Levitikus gebruik en verskeie ander tekste, hoe daar kodes, Hebreëse kodes en woorde en alles agter sit. En hy het verduidelik hoe Levitikus presies vir ons wys 23 en 24 September, op grond van hoe hierdie geheime kodes in agter die Hebreëse teks saamloop met die 4 bloedmaane hierdie jaar en die trompette, hierdie trompetfees ensovoorts. Dit is 'n baie groot mistiese manier van verstaan van die Bybel, en wat baie figureer onder hierdie ouens. En alles wat rondom Israel gebeur, is 'n profetiese teken, en dis 'n totale verkeerde fokus wat lei tot hierdie goed. Ek gaan eers daar stop. Daar's nog een punt wat ek moet praat hieroor, maar julle is bly welkom in te val na verder. Jaco, as jy nou so praat van die tipe of die rabbyns, wat het jy dit genoem, die rabbyns-kabbalistiese eksegese waar die kodes en alles ontsluit. Dit laat my dink aan hierdie gedeelte in Lukas 11 vers 52 waar die Here sê: "Wee julle wetgeleerdes, want julle het die sedel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, vir die wat wou ingaan het julle verhinder."
In ander woorde wat die Here, ek verstaan dis 'n bietjie ander konteks, dit gaan oor wettisisme en die Fariseërs. Maar wat Jesus daar vir die Fariseërs, die wetgeleerdes sê is, julle prediking maak dit nie vir die mense moontlik om in die koninkryk in te gaan nie, want julle maak die teks, julle maak die boodskap doelbewus obskuur, is dit die regte woord? Julle vertroebel dit. Julle maak dit toe. So julle gee nie die duidelike betekenis van die teks deur nie, en so maak jy eintlik dit onmoontlik vir mense om die koninkryk te kan binnegaan en te kan vind. En dit sluit vir my baie hierby aan. Ons hoor heeltyd hierdie gedagtes van geheime kodes en so, en wat lê onder dit alles, lê die gnostiese idee, dat net seker is van ons, het die geheime kennis ontvang, hierdie sleutel van kennis ontvang, om dit oop te sluit en dit vir jou oop te breek. Dankie tog vir jou, dat jy dit weet, en dat die Here dit aan jou openbaar het, maar die res van ons gepepel, ons sit terug en ons kan nie die skrif ontvang nie. Jy weet, dit trek 'n geweldige dik streep deur verskeie dinge, onder andere die lering van die duidelikheid van die skrif. Die duidelikheid van die skrif wat sê, dat elke gelowige kan die skrif self verstaan wanneer die Heilige Gees sy verstand verlig. Daar's 'n duidelikheid in die Here se woord, soveel so, dat ouens soos Martin Luther die Bybel in die taal van die gewone mens vertaal het, sodat ons dit kan verstaan. Die skrif is duidelik. So ek wil net dit sê, ek dink ons moet terughou wanneer dit by hierdie sake kom, is 'n geweldige ernstige ding. Want dit verplaas die skrifgesag na individue. Net seker is wat dit kan ontvang. En dan wil ek net kortliks ook bygenoem het, vir die van ons kykers en luisteraars wat dalk nie weet nie, ons het 'n episode oor die wegraping. Hy is op ons webblad. So gaan kyk daarna, geluister daarna. Maar ek wil kortliks net hier sê, soos wat Jaco en wat ander ook uitgelig het, die lering oor die wegraping is regtig nie ortodokse Christelike lering nie. Dis nie deel van die geskiedkundige Christelike boodskap nie. Gaan kyk maar na die apostoliese geloofsbelijdenis, een van ons oudste, is dit nie die oudste belydenisskrifte van die kerk is nie. Ons vind niks daarvan die wegraping nie. Die wegraping kom uit die 19de eeu. Onder andere deur werke van Scofield en Darby, soos wat Jaco ook nou gesê het. Dis 'n nuut skepping. Die Christelike kerk deur die eeue ken nie die wegraping nie. Dis 'n nuwe ding. So nou vind ons binne in Suid-Afrika 'n baie unieke verskynsel, waar ons die liberalisme het, die individu staan voor, so die individu se interpretasie van die skrif is al wat geld, en ons interpreteer dit nie meer binne in die lig van die historiese Christelike ortodokse bedoel ek met 'n klein lettertjie, met ander woorde die klassiek gereformeerde, die Bybelse beskrywing en die Bybelse leerstellings nie, ons lees dit nie meer binne in daai konteks nie, dis nou net my interpretasie wat geld, en jy kan niks daarvan sê nie, jy mag my nie vermaan nie, jy mag my nie reghelp nie, net my interpretasie geld. En dan jy predikers, soos hierdie ouens, soos Dani Botha en so aan, ek weet nie of hy in 'n gemeente is nie, maar hulle staan gewoonlik los van enige aanspreeklikheid. Waar is die ouderlinge? Waar is die mense wat vir hom sê, luister jy dwaal broer, kom terug na die Here se woord. Hierdie manne staan los, hulle is gefokus op die ervaring, hulle het sekere teikengroepe, en mense wat nie vertroud is met die Bybel nie, val vir die goed. Want hulle lees nie hulle Bybels nie. Dis maar waarop dit neerkom. Regtig. Gerry, voordat jy inval, kan ek net vinnig reageer op dit wat Marnix gesê het, in die sin dat ons kan onsself nou al klaar regmaak vir die eposse en die kommentaar op hierdie episode van, het ons Matteus 18 met Dani gestap, het ons vir Dani eers persoonlik hieroor vermaan, en soos ons telkens sê, as iemand in die openbare iets sê, dit is nie iets wat hier onder die mat ingevnie, onder die mat, dit is nie wat Matteus 18 is nie, maar dit is nie 'n private ding nie, hy het gelieg, hy het leuns in die mond van God gesê, en hy het homself waardig geag om namens God almagtig te praat. Jaco het in die week dit gesê, en ek het nogal baie binnepret gehad, toe jy op sosiale media gesê het, as jy in die Ou Testament 'n profeet was, en jy buite kan die stad gevat en met klippe doodgegooi. Dit is hoe erg die valse profesie was, spesifiek in die tyd van die Ou Testament. So, ekskuus Gerry dat ek daar ingeval het, maar dit is belangrik om te sê, hierdie is nie Matteus 18 saak nie, hierdie is 'n ernstige vermaaning. Ja, ek dink julle raak 'n baie belangrike punt aan, as julle sê, hoeveel van hierdie bedienings en misleiding los van die kerk staan. En daar agter sit dikwels die gedagte, die idee, maar die kerk is besig om mense te mislei, en
Maar daar's geen aanspreeklikheid nie, maar ek wil graag vir Marnik so 'n bietjie kultuur leer. Jy sê jy ken nou nie eintlik vir Dani Botha nie. En een van sy ander liedjies, wie sal dit verstaan? Kry ons sy woorde, as jy val moet jy gou weer opstaan, uithou, aanhou, altyd voortgaan. En dis presies wat hy nou doen. Hy was verkeerd, hy het gelaster, hy het in die Here se naam goed gesê, en nou gaan hy aan asof dit nie so ernstig was nie. Daarmee saam gaan van sy aanhangers aan oor, maar hy was maar nou net verkeerd. Hy's dan so opreg. En hoe kan ons nou iets vir hom wil sê daaroor? En dis 'n heel ander boodskap as wat ons in die Bybel kry. Ek dink byvoorbeeld aan 2 Johannes. Is daar dwaalleraars kom, moet jy hulle nie ontvang nie, jy moet hulle nie eers groet nie. Nou, hulle groete het bietjie anders gelyk, was bietjie meer breedvoerig as ons in. So jy moet niks met hom dan meer te doen hê nie. Hy het gekom en hy het gekom met 'n ander leer. Hoor wat lees ons in 2 Johannes 9. Elkeen wat nie by die leer van Christus bly nie, maar verder as dit wil gaan, het God nie. Wie by die leer bly, so iemand het die Vader sowel as die Seun. Ons moet dit so eenvoudig as dit stel. Enige iemand met iets anders gaan kom, met ander stories, en nou skielik moet ons kan wiskunde doen om die Bybel te verstaan, waarmee is ons besig? As ons sê God openbaar homself, dan sit met die belydenis, hy openbaar homself verstaanbaar en kenbaar deur sy gees. So ja, laat ek eerder op daardie punt stop. Ek dink ons moet net sê, ag, dit was nou maar 'n foutjie gewees, maar dit was nie. Dit is nie net 'n foutjie om te sê, so sê die Here, en dan gebeur dit nie. En met sekerheid te sê, maar ek verseker julle dit gaan gebeur. Ja, in sy naam. Ek wil net vinnig gou hier inval, Jaco, jammer as ek die proses 'n bietjie omgooi. Maar ons moet regtig banger wees vir dwaallere as vir die dood. Want hierdie dwaallere en dwaalinge, dit doem mense se siele. En ons moet regtig waak daarteen, ons moet dit uitwys, en ons moet werklik, soos die Puriteine was banger vir dwaallere as vir die dood. En ek wou net dit sê. Dit is wonderlik. En dit is belangrik dat ons ook weet, want dit is weer eens, ek het gister met lidmate hieroor gepraat, en dis die en ek moet sê, ek aanvaar dit in die lig waarin gegee is, maar waar preek die kerk werklik deur eskatologie? Waar is ons op die preekstoele in die land besig om die laaste dinge, artikel 37 NGB oop te breek en vir die mense te sê, maar die eindoordeel en die wederkoms, dat ons reg praat, die wederkoms is nie vrees en jare gedagte vir die gelowiges nie. So die lidmate moet regtig bemagtig word om, is amper soos, ek gebruik altyd die voorbeeld van die ou bankkassiere wat in die bank gestaan het en het hulle geld getel met hulle hande, en naderhand kon hulle sonder om te kyk, kon hulle 'n vals noot, en dit moet so wees met elkeen van ons, en dit is nou goed en wel, maar soos jy nou gesê het, dat van die lyn van die reformatie, almal van ons die woord aan ons taal het, maar ek het een keer 'n preek van Gerard gelees, en ek het alleen daai reël by jou gesteel. Gerard, ons moet ophou om op die woord te staan, nee, ons moet van die woord afklim, en hom oopmaak, en hom lees. Ja, ek dink, antwoord op jou vraag, leerprediking, en om deur Bybelboeke te preek, eerder as om geliefkoeste temas net te kies. Dit is gesond vir die kerk. Ja, voor ons verder gaan, wil ek net noem, ek dink ons luisteraars sal bietjie met ons geduldig wees vanoggend. Ek dink ons episode gaan bietjie langer wees, en ek dink dis nodig ook so. Ek dink die temas wat ons op die tafel het vanoggend is groot temas wat groot storms in Suid-Afrika veroorsaak die laaste paar weke. So ek dink, kom ons trap dit deur. Ek dink ons is ook sensitiwiteit altyd, maar kom ons trap dit maar vanoggend in geduld mooi deur. My bydra so baie, ek moet eerlik vir julle wees, ek het daar net nog dinge bygekom. Ek meen, die ander groot saak waar ons moet praat is, praat die Here direk met ons. Ek meen, dit is die groot ding wat agter Dani Botha sit. Dani Botha het gesê,
die Here, hy het in van sy video's wat hy in onderhoude, daar's 'n onderhoud wat hy gevoer met iewers iemand in 'n ander bediening buite Suid-Afrika en 'n paar ander onderhoude met verskillende mense. Ek dink Nuuspot ook iewers met Isak het hy gesê, die Here het my aangestel. Hy het so gesê, die Here het my aangestel om vir Suid-Afrika 'n boodskap te bring. So Dani het homself gesien as hierdie besonderse profeet, en alhoewel hy in baie dinge gesê het, ek is nie 'n profeet nie, maar die definisie hoe hy gewerk het en wat hy van homself gesê het, wat die Here vir hom gesê het, was hy 'n self aangestelde profeet wat gesê het, ek is aangestel deur die Here om my mense, hy het so gepraat, my mense te gaan waarsku en tot bekering te roep, die Here kom terug en om die ark in te gaan. So weet, ek het ook 'n kommentaar gemaak hieroor vroeër in die week. Dani Botha as die klassieke voorbeeld van die gevaar van wanneer jy luister na stemme in jou kop, want dit is nie foutloos nie, nê? Wanneer jy luister na prentjies wat jy sien, wanneer jy luister na kyk na die TV en 'n boodskap op die TV en die skerm sien, wanneer jy 'n voeltjie op die draad sien, wanneer jy 'n wolkie sien, wanneer jy 'n stormwindjie sien en alles is 'n profetiese boodskap. Dit is jou eie denkbeeld. Dis nie God se stem nie. En hy's 'n klassieke voorbeeld van iemand wat dit verabsoluteer het na God se stem toe. En dit is hoekom die reformatie vir ons die 5 solas gegee het. Sola scriptura. God het gepraat, Hebreërs 1:1. In die ou tyd het die Here gepraat deur apostels en profete. In hierdie laaste dae praat hy deur sy seun, deur sy woord onder leiding van die Gees en in die dampkring van sy kerk. Dis bitter belangrik, want Dani, ek het pas gekerk het nie, ek ken hom nie so goed nie, so ek gaan uitsprake daar maak nie, maar hy het 'n losstaande bediening gehad. Hy is 'n parachurch bediening. En ek wil iets hieroor ook sê, en ek het dit vroeër genoem, baie van hierdie tipe bedieninge was 'n klassieke fenomeen uit die Angus Buchan bediening uit. Angus het die nou kan ek nie die Engels-Afrikaanse woord kry nie, die baton oorgegee aan soveel mense. Aflosstokkie. Wat gee jy die baton oor aan ander? En oral het jy hierdie goed gesien op soos mushroom, né? En doop op snaakse plekke. Ek het nie in 'n video gehoor hoe Dani sê hy doop mense oor die selfoon. Ek meen, julle ouens, waarmee is ons besig? Dit is beter as met COVID met daai geweertjies wat hulle die kinders gedoop. gedoop. Dis die profeet van God wat met sy volk kom praat, maar hy doop mense oor 'n selfoon. Ja. Asseblief. En weet julle wat dit my baie ontstel van hierdie hele saak? En ek het dit gestel op een van my sosiale media plasings. En mense was vir my kwaad. Die Afrikaner teologie het in hierdie goede ingegaan. En as ek praat ek breedvoerig. Ek sê nie almal nie, so die luisteraars moet my reg hoor, maar gaan kyk net om jou. Gaan kyk na die kerkgroepe waarna jy behoort. Gaan kyk na hierdie groepe waar jy na hierdie Mighty Men konferensies toe gaan, wat doen hulle? Elke tweede ou doop sommer iemand. Jy kom nou tot bekering en jou pel druk jou sommer in die dam en hy doop jou. Jy weet, daar's nie meer gesag nie, daar's nie meer orde nie, daar's net nie meer wie die koning, wie vir Jesus gesê, ek gee vir julle die sleutels van die koninkryk, vir die kerk. Waar word 'n prediker van die woord bevestig? Jy kan soveel innerlike indrukke oor jou eie roeping hê. Jou roeping word in die kerk bevestig. Die Here, die herder praat met sy kerk en sê vir die skape, daar is my prediker. En hierdie selfaangestelde profete is tipies hierdie bediening. En ek nie eers daar stop as nog 'n paar punte, maar dit koppel baie sterk, Jaco, aan 'n gebrek aan godsvrees, nê? Want daar is by niemand hierdie vrees om en nou sê ek nie ons moet op eiers rondloop as ons oor die Here praat en as ons die woord uitlê nie. Maar as jy op die vaste fundament van die woord staan, soos jy sê, Paulus sê vir Timoteus, pas op jy leer en dit wat jy verkondig, want daartoe sal jy jouself en die red wat luister. Nou, as ek op eie gesag staan en ek weet, want een van die goed wat my regtig grensloos gefrustreer het in daai video's oor Dani Botha is die baie plat, oppervlakkige buddy manier waarop hy gepraat het van sy gesprekke met die Here. So soos ons vier nou met mekaar praat, op voornaamterme met die Here wees. En dis gewoonlik nie hoe dit werk nie. Ons geen godsvrees en ontsag vir die woord wat hy sogenaamd in die naam van die Here bring nie. Ja, en nou wonder ek wil net 'n onderwerp op die tafel sit, dan kan julle verder praat oor die idee van die einddatum. Ek dink dit is belangrik wat ons daar gesels, want dit was deel van sy beweer is dat hoekom hy 2 dae gegee het. Ons sal die uur, of ek weet nie hoe dit selfs uitgewerk het, nadat Jesus gesê het, ons sal nie die dag en die uur weet nie. So kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ja, ek wil net genoem het
terwyl ons nou so gesels is, ek sit en wonder hoeveel van die onkunde en die gebrek aan godsvrees moet ons nie op 'n manier voor sommige kerke se deure plaas nie. Van jare en jare se halwe evangelie wat verkondig word. Maar dis net 'n vraag daar. Ja, dit is vir my, Jaco, nou jy sê ja, die verskillende datums en so wat gegee word. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar as die Here iets sê en hy beloof iets dan sal hy mos duidelik wees. Hoekom nou skielik dan die onsekerheid oor die datums en dan nou na die tyd oogits, nee, ek was verkeerd, of die verregaande idee wat sommige mense verkondig dat God hom net getoets het in sy gehoorsaamheid. Kom sal God iemand met die leuen toets? God versoek niemand nie. So soveel dinge rondom hierdie saak wat so hartseer is. Want nou gryp mense nie na die woord toe nie. Hulle gryp na meer leer van ouens wat hierdie vreemde leer verkondig en meer daarvan wil hê. En dis nogal iets wat mens baie kry by mense, is hierdie idee, maar die eenvoudige wat God gee en openbaar is eintlik nie goed genoeg nie. Ek moet iets beter hê, ek moet tekens, ek moet 'n gevoel hê, ek moet stemme hê. So dit is vir my die hartseer rondom hierdie hele saak is, mense gryp na soveel ander dinge as wat die Here reeds vir ons in sy woord gegee het. Dis opvallend ook dat hierdie lering oor die wegraping en so kom uit die Tessalonisense briewe, nê? 1 Tessalonisense 4 ook, waar die apostel beskryf hoe die Here Jesus Christus se wederkoms gaan wees. En dit is vir my baie opvallend dat Paulus dan juis in die tweede brief van die Tessalonisense vir hulle skryf, en dan sê hy vir hulle, 2 Tessalonisense 2, ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval plaasvind in die sonde kom ensovoorts. So jy sien in die Nuwe Testamentiese kerk al reeds twee goed. Die eerste is dat ons hierdie pseudo-briewe gekry het, mense wat goeders geskryf het en gesê het asof dit die apostels was, asof hulle namens God praat met die gesag van die apostels, Dani Botha. Tweedens, jy sien alreeds hierdie hysterie oor die wederkoms. Of ons het die wederkoms gemis, dit het klaar gebeur, of as ek doodgaan, gaan ek die wederkoms nie beleef nie, wat ook al, allerlei sulke idees. Dit was al klaar in die Nuwe Testamentiese kerk. Die apostel Paulus sê, julle moet almal julle Bybels lees en bedaar. Julle moet almal luister wat die Here vir ons hieroor openbaar. Daar's 'n spesifieke orde, daar's 'n spesifieke manier hoe die Here hierdie dinge gaan doen. Ons moenie elkeen hysteries raak in elke woord en elke brief glo wat ons hoor nie. Dis kenmerkend van 'n geestelike onvolwassenheid. 'n Onvolwassenheid om te gryp na enige ding wat ek hoor, wat sogenaamd van God af sou kom. Maar net weer eens 'n opskerping dat ons as gelowiges regtig ons moet besig bly by die Here se woord en soek na die verklaringe van die skrif binne die konteks van die getoetste weë, binne die getoetste Christelike leerstellings, die getoetste belydenis. Ontsaglik belangrik. Ja, laaste woord van my kant af, en dan as daar nog iemand is wat iets wil sê, is julle welkom. Ek wil net graag die spyker behoorlik inslaan. God praat nie vandag met ons buite om en rondom die Bybel nie. Sy woord is die foutlose woord van God. Dit is Skriptura se teks, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God uitgeasem en is bedoel vir lering, teregwysing ensovoorts vir die kerk, sodat elke man en vrou van God volkome, die woordjie volkome staan daar, toegerus is vir elke goeie werk in hierdie era waarin ons leef. So as daar iemand na jou toe kom en vir jou sê, hier is 'n ekstra boodskap vir jou wat jou genoegsaam gaan toerus vir dit wat jy moet leef nou, dan is dit vals en dan moet jy hom wegwys. Vra vir hom, geef my die versie in die hoofstuk in die boek se naam waar dit staan wat jy vir my sê. Tweede ding wat ek wil sê is oor die eindtye. Dis baie duidelik
in die hele skrif. En Mark het daarna verwys. Die dwaaling het al reeds in die Bybelse tyd bestaan. Daar's reeds mense wat gesê Jesus het klaar gekom of hy gaan kom. Daai tipe bewustheid het al toegeleef in die Nuwe Testamentiese kerk. Daar gaan geen mens vandag kan opstaan en sê ek ken nie datum nie, tyd, eers die jaar nie. Dit is totaal onbekend. Dis nie ons roeping nie. Soos Meliter gesê het, as ek weet die Here kom môre, dan gaan ek uit en ek plant my appelboom. Gaan voort met die werk van die Here. Gaan voort met die werk van die kerk, verkondig die evangelie. Leef jou lewe in jou huis, leef jou lewe in jou kerk ensovoorts. Dan die antwoord vir hierdie tipe goed is 'n gesonde Bybelse kerk. Gaan sluit jou aan by 'n ordentlike Bybelse kerk. Los hierdie losstaande bedieninge. Gaan val in by 'n Bybelse kerk soos wat die Here hom ingestel het met ouderlinge en diakens waar die woord van God sentraal staan. Boodskap aan Dani Botha. Bekeer jou van jou sonde. Nie nou verskoningetjies maak nie. Ek het na jou video's gekyk. Ek het na jou berouboodskap geluister. Dit is nie 'n berouboodskap nie. Bekeer jou van jou sonde. Jy het God se naam gelaster. Dit was 'n geweldige ding wat jy gedoen het. En jy het mense saam met jou daarmee geneem en nog steeds gaan jou navolgers agter jou aan. Bekeer jou van jou sonde. Stap af van jou bediening af. Gaan soek 'n Bybelse kerk. Sluit aan by 'n Bybelse kerk. En as die Here jou wel miskien geroep het, sal daai kerk dit bevestig. So met daai laaste woord van my kant af, ek weet nie of iemand nog iets wil sê nie, dan kan ons oorstap na die volgende. Ek wil net so 'n vinnige woordjie sê. Ons het nou 'n paar keer na die briewe aan die Tessalonisense verwys. En die boodskap van Tessalonisense is juis volhard in dit waartoe ons geroep is. Geloof en liefde en hoop. Dan is ons voorbereid vir die Here se koms. Dan gaan dit nie ons oorval soos 'n dief in die nag nie. Dis die wêreld wat oorval gaan word. So in plaas daarvan om na allerlei dinge te gryp, fokus ons op ons geloof, ons hoop en ons liefde. En dan net so tongenietjies. Ek het nou al vroeër na 'n liedjie verwys. Die kinderliedjie, lees jou Bybel, bid elke dag. Baie meer waarde. Ek het gedink daarom 'n gedeelte uit die 7 laaste artikel van die NGB te lees. En ek het besluit ek gaan net die laaste sin lees, nee, want die leer van die wederkoms word so mooi uitgelê. En dan aan die einde daarvan die troos. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Punt stop. Wonderlik. Dankie julle. Ons stap oor na die volgende onderwerp. Ons kyk hoe ver kom ons met hom. Dit was ook 'n groot gesprekpunt in Suid-Afrika. Dit het ook baie verdeeldheid in ons eie kring veroorsaak. Ons mense het gevra, wat het Charlie Kirk nou regtig met ons te doen? Wat beteken dit nou vir ons? Dis Amerika se eie drama. Ek persoonlik het baie raakpunte hier raak gesien in Charlie Kirk se bediening vir ons. Net om kortliks van my kant af, en julle met my help hier, met my hierso, ek gaan dit baie kortliks doen. Charlie Kirk het op 18-jarige ouderdom nie gaan studeer nie en die begeerte gehad om met konservatiewe politieke denke op daai stadium, en ek weet nie op watter punt het die woord van die Here bygekom nie, maar kom ons sê bestaan nie met konservatiewe politieke denke wat die woord van die Here en evangelie insluit, te gaan na kampusse. Want hy het gesien hoe jong mense, hoe universiteite, en ons weet dit in Suid-Afrika, hoe universiteite 'n speelveld geraak het, 'n manipulasieplek, 'n indoktrinasieplek en 'n ideologiese vormingsplek vir die dinge van ons tyd. En natuurlik weet ons dat dit 'n baie slim tegniek is van die liberale linkses, is om die jeug van vandag te gryp, te beïnvloed. Hulle is vatbaar, hulle is onseker oor die toekoms, en om al hierdie goed in hulle in gaan plant. Die gevolg hiervan is wat ons vandag sien in die wêreld, 'n radikale linkse groepering van hier tussen 20 en 30 wat baie radikaal is. En Charlie Kirk het die begeerte gehad om met daai boodskap te gaan en daai generasie te bereik. En hy het dit baie suksesvol gedoen. Hy Turning Point begin daarmee saam, het baie goed gedoen. Nou, ek wil net hier sê, ek glo ons kan almal met mekaar die saamstem. Die feit dat ons oor Charlie Kirk praat en oor dinge gaan praat waarmee ons saamstem, beteken nie ons stem met alles saam van Charlie Kirk nie. Daar is punte waar ons met hom kan verskil. En ons sit nie hier so 'n stempel op die hele Charlie Kirk nie. En alles wat al reeds gebeur het nie, selfs met alles wat gebeur het by sy gedenkdiens nie. Maar daar is 'n definitiewe groot raakpunt en lyn vir my persoonlik in Charlie Kirk se lewe en sy bediening, hoe hy besluit het om
'n oop gesprek te hê oor die waarheid, né? Familie, die Here se heerskappy, regering selfs, want ons vergeet artikel 36 in ons eie beleid, in ons eie Heidelbergse katekismus. Die rol van die regering, die verantwoordelikheid van die regering, om seker te maak dat kerk die vryheid het en die ruimte het om sy boodskap uit te leef. En die kerk is net so skuldig daaraan, en daar voel ek ook die Charlie Kirk vir ons groot raakpunte. Ons het ons rol in die samelewing versaak, ons as kerk, ons profetiese stem. So, daar's baie meer om te sê, maar dit is die Charlie Kirk beweging en wat deur hom gekom het. So, nou moet julle maar 'n bietjie aanlas, elkeen op sy eie manier. Wie en wat was Charlie Kirk en hoe sien julle hom en hoe is hy relevant vir ons? Ja, dit is nou 2 weke sedert hierdie gebeur het en ek dink ons is daai aand besig om te praat oor opnames en so en die volgende oomblik kom Jaco jou boodskap deurgekom wat sê hy is geskiet en dan 'n normale reaksie is maak jy foon oop en ek wens ek het nie op daai punt. Maar in die eerste video wat jy gesien het, was jy baie meer grafies en ek het hom daarom sederdien nie weer gesien, maar die prent sit in jou kop. Maar Charlie Kirk het ek het hom nou 'n rukkie lank gevolg en dit was vir my eintlik nogal baie versoberend oor die direkte manier waarop hy gesprek aangemoedig het. Hy het die wat nie met hom saamgestem het nie, het hy eers laat praat en hy het met hulle gedebatteer. Kyk, daar is hier en daar 'n video waar hy so half bietjie mense jy weet laat wat jy uitdrukking, ek wil nie die lelike uitdrukking gebruik nie, waar hy so half bietjie vuur met hulle gevee het en dit was nou nie pret om te sien nie, maar ek het baie min sulke video's al gesien en hy het gesprek met hulle uitgelok. En hy het later, het nie aanvanklik begin nie, want onthou hy was allereers 'n politieke kommentator, 'n politieke aktivis wat konservatiewe politieke waardes in die Amerikaanse wêreld wou bevorder. Maar hy het eers heelwat later, ek dink die laaste 5-6 jaar begin om met vrymoedigheid dit wat sy Bybelse belydenis is, te integreer in dit wat hy gesê het, en ek dink dis die punt waar ons met hom oor baie goed kan saamstem. Goed soos abortus, oor geslagtelikheid, oor manlikheid en vroulikheid. En dit is in 'n sekere sin hoekom baie ouens soveel akkoord met hom gevind het, want in 'n wêreld wat sê men are trash en sê die hoogste doel van 'n vrou is om met haar man te kompeteer, het hy gewoon Bybelse waardes op so 'n manier verpak dat selfs sy teestanders nader kan sê, maar ons weet ten minste wat hy sê. En dit is hoekom hy so groot impak gemaak het. Ons kan later 'n bietjie gesels oor die linkerkant die linkse se reaksie teenoor sy dood wat absoluut vergaande was, maar dat hy 'n groot spoor getrap het en ons letterlik mense in Suid-Afrika wat daai aand wat dit gebeur het verskriklik hartseer was en tot nou toe nog hartseer is en wat die reperkusies daarvan tot vandag toe nog voel en ek is seker dit gaan nie hier stop nie. Ek dink daarmee saam, soos ons baie het om by hom te leer oor vrymoedigheid en om op die waarheid te staan, is dit nou nie dat ons hom nou as 'n heilige verklaar. En kyk, is altyd die gevaar met so iets dat almal hom amper verhef. En daarom was dit vir my nogals mooi met sy herinneringsdiens, kroosdiens, so wat ook al dit wil noem, is hoeveel van die sprekers en sy vrou self die aandag op Christus geplaas het. Gesê het, maar hy het homself nie gered deur alles wat hy gedoen het. Hy het homself nie gered omdat hy sy lewe vir Christus gegee het nie. Hy is gered omdat Christus sy lewe vir hom gegee het. En dis 'n kragtige boodskap wat die wêreld uitgaan, dat die evangelie so gehoor kan word. En ek dink dit is vir ons op 'n manier gegaan het 'n baken wees van die westerse wêreld wat al meer besef, wel, hier sit ons nou by die gemors wat ons nog altyd gesoek het. Hier sit ons met 'n wêreld van hoe dinge gaan lyk as ons rug op God gedraai het. En nou terugbeweeg half na die antwoorde toe. En ek wil as ons na die westerse wêreld kyk, soveel soos dit op Christelike beginsels gebou is, die rug is op God gedraai, die rug is op sy beginsels gedraai, en nou begin baie mense ernstige vrae vra.
ernstige vrae oor al die immigrante wat sommer net verwelkom is en jy is liefdeloos as jy hulle nie doen nie. Nou sit jy met soveel dele in soveel lande waar die polisie nie eers wil ingaan nie, omdat hulle die Sharia-wette daar wil toepas. So ek dink wat ons kan leer, wat ons moet leer is, ons het die waarheid, ons moet dit verkondig, want ons gaan stil bly, gaan die wêreld se stem net gehoor word. Daarmee saam die vashou daaraan, niks wat ons doen is tot ons redding nie. Alles wat ons doen in die geloof is juis omdat ons gered is. So dit's nie hier's nou 'n manier om jouself te red nie. Charlie was 'n voorbeeld vir ons van wat as ek regtig glo wat ek sê ek glo, dan gaan dit my manier van lewe, my manier van praat, my manier van redeneer verander. Dit is baie opvallend dat die dood van Charlie Kirk was vir my ook regtig baie skokkende gebeurtenis en dit mens op 'n unieke manier baie diep getref en ek het nogal daar gewonder hoekom eintlik is dit so. Ons het nou vanoggend byvoorbeeld gehoor van Wody wat ook oorlede is. Wody Baucham, ek hoop ek sê sy van wat ook dis regtig dit tref 'n mens en miskien is dit omdat 'n mens lief word vir hierdie mense wat die waarheid verkondig en jy leer hulle ken op 'n manier hoewel en ek het hulle nog nooit ontmoet nie. Maar albei tref 'n mens, maar Charlie Kirk in 'n besondere manier. Miskien is die rede daarvoor omdat hy juis besig was in die oomblik om 'n goeie werk te doen. Hy in die oomblik wat hy die waarheid vertel, in die oomblik wat hy sy roeping uitleef word sy lewe geneem en miskien is dit ook hoekom dit mense so tref en die feit dat hy jonk is, die feit dat hy 'n jong gesin het wat hy agterlaat. Dis alles regtig baie tragies. Maar ek moet sê iets wat my amper meer ontstel is die feit dat 'n mens binne in eie en ek wil die waarskuwing wat Gerry genoem het ook ter harte neem. Ons moenie hom verhef nie. Hy is nie 'n heilige nie, hy bly 'n mens ensovoorts. Die politieke onderstrominge hier, ons sal nog sien wat alles hiervan kom. Ek weet nie wat se dinge lê alles onder die water en wat gaan nog alles uitkom nie. So al daai dinge, ons is realisties, ons sien al daai dinge. Maar in eie kringe, in Christelike kringe hoor mense hoe mense eintlik die dood van Charlie afmaak, bloot omdat hy nie 'n Christen is wat glo, wat presies sê wat ek sê nie. Dis my baie ontstellend. Mens kan verstaan, hoewel dit verskriklik is, dat die liberale, goddelose, ongelowige wêreld, dat hulle Charlie se dood vier. Dit kan 'n mens verwag dit van die goddelose heidendom, nee. Maar vanuit eie Christelike kringe hoor 'n mens eintlik weet amper soortgelyke stemme wat mense sê, jy weet, dit maak nie regtig saak nie of hulle maak dit af as niks want hy is miskien nie 'n lidmaat van die GKSA nie of iets in die lyn. Dit is vir my baie ontstellend dat ons nie 'n wyeer koninkryksperspektief het om my broeder te kan erken in die geloof en hartseer te wees oor sy dood. Maar ek as jy nie geweet het watter kerkverband hy is nie en jy het ook nou nie die diens dopgehou nie, dan sou jy vooraf as jy dit net uit dit wat hy gesê het nie 'n onderskeid kon tref nie, want hy het gewoon Bybelse waarhede. Ek dink hy het iets op 'n stadium gesê oor jy moet jou hart vir die Here gee en ek dink spesifieke gereformeerde volhoring wat na uitspring en sê wag die taalgebruik daar's nie heeltemal korrek nie, maar die punt is daar was wat vir my skokkend is in die lig van dit wat jy gesê het is dat dit by baie ouens dit is my ononderskeibaar van dit wat die wêreld wat Charlie se dood vier gesê het, soos of hierdie artikel net om 'n perspektief te sit. Ja. Tog waarmee verskil ons? Waarmee weet om te sê 'n man kan nie 'n vrou word nie is nie haatspraak nie. Om uit te vaar teen homoseksualiteit is nie haatspraak nie. Ja. Om te sê 'n man is die hoof van die huis. Dis nie chauvinisme nie. So verduidelik vir my waar is daai goed wat gesê is? Want wat jy meerendeels gaan kry is hierdie sinnetjies wat buite konteks aangehaal is, wat binne die konteks van 'n baie groter en breër langer gesprek gesê word. En dan okay. Al wat dit vir my sê is die mense doen nie hulle huiswerk nie. Daar's 'n bekende teoloog, sy naam is Thaddeus Williams. Ek weet glad nie of ek sy naam reg uitspreek nie. Ek doen 'n direkte Afrikaanse vertaling van sy naam se spelling. Hy het 'n video-analise gaan doen oor Charlie.
Nou Charlie word aangekla, hy's 'n rasis, hy's 'n homofoob, hy glo in wat is die ander woord wat xenofobie, ek ken nie Afrikaans daarvoor nie, Volksmoord. ja, Nee, dis genocide. Jy praat van vreemdelingehaat. Vreemdelingehaat. Dankie. Hy's as 'n fasis uitgeskel en al die name, nê, en dit is aan die video's gekoppel. Thaddeus Williams het gaan 100 video's gevat en gaan kyk wie het wat gesê in daai video's. Hy het uitgewys, ek dink is 56, ek is nie die getal 100% reg nie, 56 tot 60 keer in van daai video's het die mense die gruwelikste uitlatings en haatspraak teenoor Charlie uitgespreek. Hy kon slegs 11 en hy het die beginsel gebruik van name gebruik, name calling het hy genoem en dit het baie wyd gebruik. En hy sê daar was 11 gevalle in al die video's waar Charlie Kirk redelike reguit goed gesê het wat jy kan 'n name calling noem. Hy het al 11 gevat. Het eers daai ander gevat en gewys. Dis van die gruwelikste goed wat hulle vir hom gesê het. En in elke keer as hulle dit vir hom gesê het, het hy met 'n glimlag en liefde oordentlik antwoord en gereageer op die punt. En die 11 kere wat hy name calling gebruik het Thaddeus Williams die stelling gemaak, nie een keer kan jy dit as haatspraak neem nie. Van hulle was baie direk. Hy het byvoorbeeld, een van die mense het vir hom gesê, ja, jy het mense, daar's 'n groep Europa of soos noem hulle is radikaal regse mense. Of links, ek dink links, seker nie. Jy het vir hulle gesê hulle is 'n idioot. Jy het die woord idioot gebruik. En toe verlei dit uit in watter konteks het dit gesê. Of jy het vir mense gesê hulle is idioote. Toe wys Thaddeus, maar hy het gesê daai mense is idioote om so te dink want hulle is rassisties. So nie een keer kon hy dit Bybels verbind aan haatspraak nie. So wat ek hiermee wil sê is, ek sien in ons tyd 'n fenomeen dat wanneer jy vir konservatiewe waardes staan, familie, ensovoorts, dan is jy 'n rasis, jy is 'n fasis, jy is al hierdie name. So die definisie van hierdie name is totaal verdraai. Dis betekenisloos as jy iets sê, is jy 'n rasis. So dit is betekenisloos. Die eerste ding wat ek leer uit Charlie Kirk uit is, dat as jy vandag gaan staan vir die eenvoudige, reguit Bybelse waardes, gaan hierdie name wat geherdefinieer is, toegesê word, en jy gaan valslik daarvoor aangekla word, en die linkskant, die ander ding wat uitgestaan het van sy memoor, het my so geweldig aangegryp het, en Mannings het dit voorgesê is, die geweldige bloeddorstige haat, wat agter hierdie ding gesit het, nee. Dit was geweldig grafies, en daar was 'n geweldige verlekkering in dit het my geweldig aangegryp. Die hoeveelheid bloeddorstige haat, ek wil iets die laatstens sê, na ons eie kring toe. My observasie die laaste klomp jare, en ek gaan dit weer sê in ons eie Afrikaner kring, en ek gaan daar kritiek daarvoor vat, daar's 'n fyn liberalisme, wat Charlie Kirk vir my ontbloot het in ons eie kring, en in gereformeerde kring ook, wat deur die woke beweging van jare terug begin is, maar subtiel 'n ondertoon voer onder ons, oor hoe ons oor ras, kultuur praat. As jy enigstens positief oor jou eie ras, en jou eie kultuur, en jou eie taal praat om dit te bevorder, dan is daar mense wat se antennetjies opgaan en jou begin kritiseer. Terwyl dit Bybelse beginsels is. Dit is nie verkeerd daarmee nie. En dan word jy ook hierdie name genoem. En ek tel baie fyn liberalisme onder ons eie mense op. Wat Charlie Kirk vir my kom ontbloot het. En julle kan mooi kyk na die geskiedenis. Ek het mooi gaan kyk. COVID het dit ontbloot. Die George Floyd storie het dit ontbloot. Ons was verdeeld gewees rondom COVID. Ons was verdeeld gewees rondom George Floyd. Ons was verdeeld rondom Charlie Kirk. Ons opinie oor hom. En dit het alles gegaan vir my oor hierdie fyn skeidslyn oor taal, kultuur, kerk, hoe ons die kerk sien in multikulturalisme. Nou, ek is niks teen die gesonde vorm van multikulturalisme nie, maar daar's 'n ongesonde obsessie met multikulturalisme wat hier 'n lyn wat ontbloot in hierdie middel van hierdie ding. Jy moet praat van een groot grys massa waar niemand amper identiteit het nie, waar daar geen sentrale waarhede is nie, waar familie nie behoorlik gedefinieer word nie, waar lewe en dood nie behoorlik gedefinieer word, waar taal en kultuur nie behoorlik gedefinieer word nie, dan is jy welkom in daai damkring en dan kan jy saam wees. Oomblik as jy opstaan en sê ek is Afrikaans,
En ons niks verkeerd daarmee. Die Here het my daai taal gegee. Ek kan bid Jy's in 'n 'n man. Afrikaanse kerk en ek is 'n man en as al daai tipe goed begin sê en ek glo in die familie en die waardes van die familie en kinders grootmaak en Christelike onderrig vir my kinders en so as jy daai goed begin praat, dan tel jy daai skeidslyn op en jy loop jouself vas in mense. Daar's 'n gedeelte in Spreuke 11 vers 30, daar staan die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe en hy wat siele win is wys. In ander woorde die vers gaan daaroor dat die regverdige wat sy lewe daarin wy ook om siele te win, om evangelie te verkondig. Hy laat 'n nalatenskap agter wat nie net 'n vrug is wat vrot op die grond nie, maar dis 'n vrug wat ontkiem en dit word 'n nuwe lewensboom. So die geslagte daarna kan eet van die nalatenskap van die regverdige. En dis 'n baie treffende vers en ek dink werklik dis van toepassing op Charlie. As mens gaan kyk en daar's hordes video's wat nou opkom van hom wat die evangelie verkondig, wat daarop uit is om siele te win. En ek glo ook dat sy nalatenskap die volgende generasies mag voed en dat daar 'n nuwe lewensboom ook op die manier mag staan. Daar's een video waar hy byvoorbeeld sê daar's twee dinge belangrik in die lewe. Die eerste ding vir hom, eerste prioriteit is om siele vir Christus te wen. En die tweede is om seker te maak jy kry die eerste reg. In ander woorde, maak seker dat jy siele vir Christus wen. So ek wou net dit ook genoem het in die lig van nie net sy lewe nie, maar ook wat ek leer uit sy lewe en ek onderstreep dit heel hartig. Hy noem dit self ook. Psalm 24 vers 1. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. In ander woorde wat ek leer by Charlie Kirk, nie net in wat hy gesê het nie, maar in die manier hoe hy dit gedoen het, is dat die ganse wêreld en dit sluit die politiek in. Dit staan onder koningskap van Christen. En die Christen het iets te sê vir die politiek. Die Christen het iets te sê op daai terrein, op die terrein van ekonomie en al die terreine. Die Christen, die kerk het nie net iets te sê op die terrein van kerk of gesin of familie nie, maar ook op hierdie sogenaamde sekulêre velde. En ek dink hy het 'n wonderlike werk daarvan gemaak om die woord toe te pas daar buite. Daar in die grammadulas van die liberalisme en op die universiteitskampus en so aan. En ek leer dit by hom, ek sien dit by hom. Ek eer sy waagmoed, sy heldemoed wat hy gehad het om dit te doen. En ek beskou hom as 'n broeder in Christus en ek sien uit om hom eendag te sien. Ja, julle, ons moet hier begin opsom en gaan elkeen nog 'n geleentheid gee vir 'n laaste boodskap. My laaste boodskap sal wees, ek sien baie in wat Charlie gedoen het en wat Paulus gedoen het. Handelinge leer vir ons, Paulus het daagliks na die markplein toe gegaan en met die mense gaan redeneer oor die evangelie. Nou sal baie mense redeneer, ja, maar Charlie het nie die evangelie verkondig nie. Jy kan gerus na sy video's gaan kyk. Charlie het alles teruggewerk na die woord van God, na die evangelie toe. Wat hy gesê het hy altyd verbind en dit was sy hoogtepunt in al sy verkondiging. En daar's 'n interessante fenomeen vir my daar agter ook, dat ons dink dat evangelieverkondiging beteken nie om die kwessies van ons tyd aan te spreek nie. So asof die evangelie niks te sê het oor politiek nie, asof die evangelie niks te sê het oor abortus nie, asof die evangelie niks te sê het oor leierskap, presidente, regering ensovoorts nie. Inteendeel, die Jesus Christus is koning oor hierdie hele aarde. En elke kleinste molekule en elke kleinste spasie staan onder sy hoofskap en die evangelie en God se woord het baie te sê oor alles. Ek leer by Charlie Kirk dat ons in ons tyd in Suid-Afrika baie van die dinge wat ons daar sien gebeur en die hoogtepunte wat dit daar bereik, moet ons as 'n waarskuwing vat. Ons moet die woord van God. Ons is in 'n geestelike stryd. Paulus is duidelik daaroor. Ons stryd is nie tussen vlees en bloed nie, maar teen die geestelike magte en die duiwelse werkinge. Ons moet met die evangelie, met die woord van God na buite, na die markpleine van ons tyd gaan. Ons is baie goed in ons gereformeerde kring om die woord van die kans af te verkondig. Ons is baie swak om met die woord na die markplein te gaan. En ek dink kerke moet daaruit 'n blaadjie neem en begin dink, hoe gaan ek my lidmate toerus om daar waar hy elke dag werk die woord te bring? En ook hoe gaan ons as 'n kerk na die markplein toe gaan met die woord van die Here? Ja, ek wil hiermee afsluit. As jy gaan kyk na die boek Handelinge, dan begin die boek Handelinge met die uitstorting van die Gees, en dan gaan Petrus en Johannes na die tempel toe en hulle genees 'n man by die skone poort, en dan word hulle daarvoor gearresteer en verbied om in die naam van die Here te preek. Wat doen hulle die volgende dag? Met vrymoedigheid gaan verkondig hulle die woord. Wat gebeur met hulle? Hulle word gearresteer, gegeesel, verbied om in die naam van die Here te preek. Wat doen hulle die volgende dag?
hulle gaan verkondig die woord van die Here met vrymoedigheid. Met ander woorde, dit is die patroon van die boek Handelinge. Telkens. Hulle gaan verkondig gewoon die woord onbevrees met vrymoedigheid. Dis regtig partykeer moeilik nie as jy so weet wat die regte ding is om te sê en die woord raak die woorde raak so suur in jou mond want jy is bang om aanstoot te gee. Mag hierdie ons aanwakker om dapper en vrymoedig te wees, maar nie omdat ons een of ander gesag uit ons eie het nie. Dit kom weer terug by Dani Botha. Mag ons ferm met die wete van wat die woord ons gebied om te doen, die woord gewoon bring en nie terugdeins enkele sentimeter terug nie. Goed, dank julle. Dan is ons tot daar volstaan ons. Is 'n lywige episode soos ons reeds vir ons luisteraars te kenne gegee. Dit is 'n groot episode. Ja, ek voel amper of daar nog baie te sê is, maar ons volstaan daar vandag en mag hierdie vir u help om na te dink oor op hierdie gebeure, oor ons roeping as Christene in Suid-Afrika. Want dit is die doel van Skriptura om regtig vir u te help om dit na te dink oor ons roeping en om disippels van Jesus Christus te wees hier in ons eie konteks. Daar waar u werk, daar waar u bly, in u huis, saam met u vriende om die braaivleis vier. So mag hierdie vir u daartoe help en mag hierdie u daartoe toerus. Tot 'n volgende keer. Totsiens.